Die verdeelde dorp. Hierdie episode word vertel deur jong Dominee Weyers. Oom Eldie het hom vertel van 'n droom waar die dorp skielik 2 kerke het en daar niemand is wat dit bevraagteken nie. As julle vriende het in Australië, Amerika, Engeland, Nieu-Seeland of waar ook al, stuur vir hulle hierdie episode. Hulle sal dit verstaan. Karoo humor het geen paspoort nodig nie. Nou maar toe, terug na die storie. Die nag het swaar oor die dorp gelê. Reendruppels het die grondstrate in modder verander. En mis het die plein toegespin in 'n digte katoenwol. In sy slaap het Eldie homself sien stap. Sy stewels suig deur die nat aarde. Sy hoed skuins getrek teen die koue. Toe hy opkyk, het hy doodstil gaan staan. Waar gister net die NG Kerk alleen gestaan het, staan daar nou 2. Identies in vorm, albei met wit gekalkte mure, spitstorings en dieselfde dowwe klokgesigte. Net die verf van die een was 'n skadu donkerder. En toe die klokke begin lui, het die tweede klok 'n halwe toon laer geklink. Soos 'n duet wat effe vals is. Die klokke het bly dreun. En sonder 'n oogknip het die dorp begin verdeel. Die Pretoriëse het rustig regs ingedraai. Die Erasmusse links. Die van der Merwes het hulle plek gekies in die eerste kerk, terwyl die Bekkers sonder huiwering na die ander beweeg het. So het families, bure, vriende en selfs sakevennote soos water deur 'n skeur begin vloei. Niemand het dit bevraagteken nie. Niemand het gewonder hoekom nie. Almal het geloop asof dit nog altyd so was. Selfs Taminkie en Takatrinkie, altyd saam, stap ook in by 2 verskillende deure. Eldie het verstyf gestaan en gekyk. Toe merk hy hulle duidelik op. Taminkie draai regs en stap in by die eerste kerk, terwyl Takatrinkie links draai en in die ander verdwyn. Eldie roep verbaas. Maar julle 2, julle is mos altyd saam. Taminkie hou haar kop reguit. Haar stem kort en seker. Ag Eldie, daar was nog altyd 2 kerke. Jy weet dit mos. En sonder om terug te kyk, stap sy in. Takatrinkie knik net en glip aan die ander kant in. Eldie strompel die eerste kerk binne. Dominee Visser se stem dreun oor Genesis 11. En die Here het hulle verdeel. Hy kyk by die venster uit.
Daar in die ander kerk staan dieselfde dominee, selfde swart pak, selfde gebaar, maar sy stem dra 'n ander woord. En die Here het hulle verstrooi. Een preek, twee weergawes, een stem, twee waarhede. Die klokke begin weer saam lui. Hulle note skuur teen mekaar in 'n onvaste sameklank wat deur die mis sny. Elkeen voel hoe die dorp self skeur. En toe stilte. Elkeen ruk regop in sy bed. Sy slaapklere nat van die sweet. Teen dagbreek gaan sit hy buite op die stoep. Hy stop sy pyp, steek dit aan en laat die rook stadig opstyg. Die droom bly maal in sy gedagtes. Die Pretoriëse regs, die Erasmusse links, die Van der Merwes, die Bekkers en veral Taminkie en Takatrientjie. Die twee onafskeidbares wat sonder huiwering verskillende kerke kies. Hy dink half hardop. Ja, een prediker preek, maar as 100 mense daar sit, stap 100 verskillende preke later by die deur uit. Elkeen hoor net wat hy wil hoor. Elkeen vat sy eie waarheid huis toe. Net wat hy glo en wat hy dink. En toe, diep binne in homself, kom daar 'n fluistering. Maar hoor ek die regte een? Op daardie oomblik, uit die verte, klink daar 'n enkele klokslag. Skerp, suiwer, kristalhelder in die oggendlig. Elkeen sit stil. Die rook kring stadig op uit sy pyp. Hy glimlag nie. Hy luister net. Oom Elkeen se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.